Goeiemôre, ek is Rikus de Pre. Ek is van Gamtoes Kweker, handeldryf is Rikus Landboudienste. Ek staan huidiglik hier op Vensterhoek. Julle kan die venster daar in die agtergrond sien. Dis op Kobus Ferreira se plaas. Die hele doel van die video is om mense te probeer help met die vestiging van sitrusbome. Ons maak baie foute. Baie van ons hou ons baie slim as dit by boomplanting kom. Almal het verskillende idees. Ek wil net probeer om vir julle my 25 jaar se ervaring te deel. Wat ek gesien het, wat mense verkeerd en wat mense reg doen. As baie baar stories wat mense praat oor boomplantings en goeters en dit werk nie altyd in die praktyk. As julle nou byvoorbeeld na hierdie tipe van uitbreiding sien wat ons hier by staan, dit kos jou seker tussen 80 en 100.000 rand per hektaar om dit gevestig te kry. So 'n mens wil nie foute maak nie. So jy wil 'n sukses maak en ek dink almal van ons in die sitrusbedryf is daar uit om geld te maak. Ons is nie hierso om vir love and charity nie. So ons is in 'n professionele besigheid en ons wil geld maak. So ek gaan my goed met julle deel wat ek deur die jare geleer het om julle te beperk. Laat 'n ou nie groot skade ly deur klein goedjies wat nie opgelet is nie. Ons gaan julle deur verskillende fases van die goed vat, hoe ons dit doen. Mense gaan van my verskil en ek wil hê hulle moet verskil. Maar ek het ook al gesien wat werk en wat werk nie. So as dit 'n waarde toe kan toevoeg tot enige iemand se besigheid, dan sal dit my hart bly maak. Ek gaan dit basies in 3 kategorieë opdeel vir julle. Ek gaan een van oor grondvoorbereiding praat. Dan gaan ek oor die fisiese plan van dit praat en dan gaan ek net 'n paar praktiese wenke gee. Die eerste ding is ons by grondvoorbereiding kan begin. Mense, dis vir my die kern van die basis van die hele boomplantery. Ons kan nie meer gaan bome plant, 'n belegging maak van 80.000 rand en dan is ons nie bereid om 2.000 of 3.000 rand te spandeer om 'n sukses te maak. Gaan heel eers gaan doen ordentlike ontledings. As jou gronde verskil, ons weet self, hier is ons met sandgrond, ons kry rooi gronde, ons kry klipgronde, ons kry verskillende gronde. As die gronde in jou land baie verskil, gaan vat verskillende samples in verskillende dele op die grond, laat jy 'n verteenwoordige ontleding kan kry. Dan die volgende ding is belangrik, gaan doen profielgate. Die hele doel van die profielgate is om te bepaal hoe is jou dreinering op jou verskillende dele van jou grond, sodat jy nie met dreinering probleme sit. En nou kan jy gaan kyk, wat gaan jy doen? Moet jy dreinering insit? Moet jy walle maak? Hoe hoog moet jy jou walle maak? Waar kan jy afvoerslote maak? Dis al die belangrike goed. En dan verder is om te probeer bepaal wat se tekorte hier in jou grond. Nou jou grondontledings, as jy hulle gekry het, vat dit na 'n deskundige toe, ou wat kundig is op die regstelling van gronde. Laat jy jou grond regstel voor jy bome gaan plant. Van daar's 'n paar basiese goed, soos byvoorbeeld jou bekalking en jou fosfate, jy wil graag regstel alvorens jy nou 'n boom gaan plant. Want dit is baie makliker om dit by daai stadium reg te stel is wat jy eers klaar plant en dan probeer jy die goed regstel. Goed, as jy die inligting gekry het, kry dan 'n ekspert om vir jou die regte aanbevelings te doen, laat jy die regte hoeveelheid goed. Ons poog om die goed in balans te kry, laat jy nie te veel van 'n ding gee nie, maar in die regte verhouding. So dis nie net ons besluit, ons gooi nou net soveel kalk of ons gooi net so, daar moet 'n sekere hoeveelheid op 'n sekere seker spesifieke grond gegooi raak. So dit sandgrond is, gaan jy seker goed meer vat, sterker grond minder. So dis belangrik, daai is die kern van die ding waar jy moet begin. Goed, nou gaan ons na gelaagdheid. Dus kry iemand met 'n penetrometermeter. Ons sal vir julle demonstreer die penetrometermeter hoe hy werk. Laat jy kan oral gaan in jou land en jy gaan doen penetrometermeter. Dis om te bepaal waar kan jou wortels indring en nie. Die penetrometer het 'n stawie insteek, hy's 'n meter diepte en dit is jou ideaal waar jy wil by uitkom. Nou goed, as jy hom gaan indruk, het hy 'n meter. So jy wil nie laat hy oor 20 kilopascal gaan nie. So as jy hom nou gaan indruk fisies, dan begin die naald lig waar die banke is. En dan gaan hy deur en dan wil jy die ondergrond en raak hy weer al hoe swaarder. Alright, dis is nou weer plant van die boom fisies kom.
is dit vir my belangrik dat ons sekere goed moet weet voor die tyd. Nommer 1 is hoe goed is jou grond nou, as jy weet jou drenering is goed en jy het dit uitgesorteer, jy het gaan toets weer met jou penetrometer en gekyk alles is reg. Grou as jy 5 liter houer, maak nie saak wat groter jou houer inkom nie, maar probeer weeskante reg rondom bo en onder, laat die ding ten minste 15 cm na kant toe rondom die sak gegrou is en dieper. Nou goed, as jy by die gat kom, gooi eers 40% jou gat vol water. Dan gaan jy gooi grond in en gooi die gat so halfvol grond. Jy moet nou daai goed meng net van die plant, die kompos in die grond. Meng dit goed deur. Alright, as jy klaar lekker deur gemeng het, dan gooi jy van dit in die gat in. En as jy hom volgegooi het, maak die boom oop, haal hom uit die sak uit, maak die wortels lekker los aan die kante. As jy dan sit jy hom in die gat, en dan begin jy hom nou opvul van die kant af, met grond. Vul hom, laat hy mooi stewig staan. En onthou die diepte is belangrik, hy moet nie te diep wees, jy lig die boom op, hy moet dieselfde hoogte is wat die grond vlak is met die boom ook wees. Jy plant hom nie dieper as wat die grond vlak is. So gooi eers grond in en dan lig jy jou boom 'n bietjie op. Alright, nou vat jy weer 5 liter water. Vat 5 so die helfte water en gooi hom lekker net so om hom. En dan los jy hom. En dit is baie maal die geval waar 'n mens met droog probeer plant en dan probeer die boom na die tyd met 'n dripper nat maak. Plant die boom nat en sorg dat hy reg is, dan is die boom verder onder geen streek wat vog betref. Vir ten minste 2 weke tot 'n maand gaan die boom reg wees. Alright, ek wil net iets sê met die beskerming van die boom. Dit is belangrik, ons spuit onkruiddoders. Hierdie boompie kom uit die kweker uit, sy stammetjie is nog sag. Hy vat omtrent so 2 na 3 jaar om af te hard, sodat dit nie meer nodig is vir beskerming. So is belangrik, beskerm jou bome met hierdie plastiek. Dan wil ek net sê, rondom die hele dripperlyn, plasing en goed. Hierdie is nou presies hoe ons dit nie moet doen nie. Die dripperlyn moet nie teen die bome lê nie. Dit moet 15 cm minimum moet die dripperlyn weg van die boom af wees. As jy met sandgrond is waar jy bang is, dat die boompie gaan droog lê, kan jy van hierdie spaghetti pypies aansit en 'n pek langs jou boom insit. Dan het jy gevaar dat die boom nie sal droogte lê nie. Maar dit is gewoonlik nie nodig as jy nat plant nie. As die boom nou klaar geplant is en jy hom goed omgesit en jou dripperlyn op sy regte plek 15 na 20 cm weg van die boom is. Onkruiddoder is een van jou grootste probleme, onkruid, want die boompie is jong en jy kan nie enige onkruiddoder. Die beste ding om te doen is, 'n voorstel wat ek wil maak is, vat as jy deklag, of het nou strooi is, of wat se tipe goed jy het, en pak dit fisies om die boom. Net so 'n vierkante meter reg rondom die boom. Om die boom, net hier teen die boompie, maar sorg dat die opening is hier teen die boompie. Moenie hom tot teen die stam van die boom pak, want anders bly dit te nat en hy kan opvrot. As jy die demonstrasie, 'n vierkante meter, ek weet dit is duur om 'n hele bankie te pak, maar dan is dit makliker vir die beheer van jou onkruid. Hierdie cinnamon-boompies is 8 maande teruggeplant. Dis 'n voorbeeld van as goed reg gedoen is. Die grond is reg voorberei, die drippers lê reg, die grond is mooi skoon en jy kan in die boom se kennepies sien. Vir 'n boom van 8 maande dink ek is uitstekend op hierdie stadium. Die belangrikste wat ek wil wys is hoe die drippers se spasierings lê, is lekker 15-20 cm weg van die boom af en dis ideaal. Al wat ek nog hier sal bydoen, ek sal nog net deklag om die boompie kon fisies sit. Dis dit. Boom wil nie met sy voete in water staan nie. So waar jy met 'n versuipingsarea sit dat water nie kan wegdreineer nie. Lig, maak jou walle hoër. Mense gaan maak die walle eintlik oor die algemeen onnodig te hoog. Jy gaan maak hulle hoog waar jy fisies met daai wegdraineringsprobleme sit. Daar baie maal kan jy slote maak om die goed weg te draineer en soms kan jy nie. So as jy nou in die foto's wat ek vir julle sal wys is om vir jou
te demonstreer waar jy mens met 'n fisiese probleem sit waar water nie kan wegdreineer nie. Net om te demonstreer die dikte wat 'n mens so graag hê 'n boom moet wees voor jy 'n kwekery verlaat en hoe jy hom gaan uitplant. As jy die maatbaan gaan kyk op 60 cm van die plantsakkie se hoogte af, so jy verkieslik dat die boom 'n potlood dikte is. Dit is jou ideale dikte vir 'n boom om uit te plant. Dan weet jy gaan nie alwaar probleme in die boord hê en daai tipe van goed. So moenie, ek weet mense is hastig om bome te plant, maar wag eerder dat die boom dik genoeg is en jy weet. Andersins is dit belangrik dat jy jou boom moet stit en jy hom uitgeplant het of met 'n draad of jy sit 'n riet of 'n tipe van 'n houer langs hom en jy bind hom op met raffia. Dan het nog 'n paar belangrike goed rondom die kwekery boontjies voor die uitgaan. Verkieslik 3 maande voor die boontjie uitgaan. Laat doen jou eie ontledings, Phytophthora ontledings. Dit kos plus minus R300. Dis eintlik niks as jy gaan vat op 'n hele boord en jy gaan plant nie. Dan weet jy jou batch bome is reg. Hoekom ek dit spesifiek sê, dis baie makliker om dit in die kwekery en goedkoper om dit in die kwekery 'n probleem reg te maak as om dit buite uit te plant te gaan regmaak. So dan wat 'n mens addisioneel kan doen is jy kan sê wat ons doen is ons gaan sit mycorrhiza in wat basies maar jou wortels beskerming teen jou alworm in swamme in die grond. So jy kan ons gebruik platform wat jy sommer kan insit. Dis min is omtrent 1 gram of 0.1 gram wat jy op 'n boontjie sit wat jou basies amper niks kos nie. As jy dit nou nie in die kwekery wil laat doen nie, kan jy dit fisies 2-3 weke na jy het uitgeplant dit fisies in die veld ook gaan doen. Maar dit is alles goed om jou boom se wortels te beskerm. So wortels is krities belangrik. So ons moet gaan kyk dat jou plantsak vol is, laat dit nie 'n halwe sak wortels is. Dit is in elk geval die standaard is dat dit ten minste 3/4 vol moet wees. So verhoed dat jy nie goed met plant wat nie vol is nie. Goed. Mens wil verkieslik wil jou sakkie daar 3/4 vol grond hê. Hierdie is omtrent reg. Dan minimum is hierdie standaard, dit is al amper te min. Want is amper die helfte van die sakkie as jy gaan kyk waar dit lê. Daar is die, so maak seker dat die sakkies vol opgevul is, want dit gaan eintlik nie wat daar fout is met die boom, dit gaan maar oor volume wortels. Hoe bome jy plant met meer wortels is net sterker. Laastens wil ek net sê, as hierdie video vir een boer 'n groot verskil maak, dan weet ek die hele doel van die ding was die moeite werd geweest. En ons wil hê dat julle suksesvol is en julle moet lekker boer. Baie dankie.